Hierdie is die storie van 2 vertrekke. As ons lees in Lukas 22 vers 7 tot 23. En die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga moes geslag word. Toe stuur hy, dis nou Jesus, vir Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil u hê met ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra. Volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra jou, waar is die kamer waar ek die Pasga met my disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is, daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en dit gekry, soos hy vir hulle gesê het, en die Pasga berei. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan, en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, totdat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker aangeneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, totdat die koninkryk van God gekom het nie. Daarom neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Doen dit tot my nagedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wee daardie man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle om onder mekaar te vra, wie van hulle dit tog kan wees wat dit sou doen. Die Pasga kom al van Egipte se tyd af, toe Jesus hulle uitgelei het uit die gevangenskap in die woestyn in na die beloofde land, en toe maak hulle mos nou droog. Hy sê, hy gaan aan die kruis sterf. Hy sê hy gaan weggeneem word. Maar hy sê vir hulle, julle is dit werd. En dit is hoekom ek my bene gaan laat breek en my bloed gaan laat vloei. Maar kan jy glo, te midde van hierdie ernstige oomblik, lees ons in vers 24, en daar het ook twis onder hulle oorstaan, oor wie van hulle die grootste geag moet wees as Jesus weg is. En Jesus het hulle seker so verstom aangekyk, en hy het hulle voete gewas. Nou jy moet weet, voete was is 'n gewone ritueel in die alledaagse lewe. Elke mens het 'n baadjie water of 'n skottel water by sy voordeur gehad, en gewoonlik het 'n slaaf jou voete kom was, want jy het 'n ver pad geloop en jou voete stowwerig. En so dit is nie die man van die huis wat jou voete gewas het nie, dit was 'n slaaf. En Jesus kom en hy was hulle voete. If you get out of the Bible what you're expecting to get out of the Bible, you need to change your expectations, het Craig Keener gesê. Die liefde van Jesus is soveel groter as wat ons ooit kan dink. Dis dieselfde vertrek wat God gebruik het om die Pasga te hou. En die tweede keer wat hulle by mekaar kom, was dit 3 maande omtrent. Jy sien, as jou verwagting net is om 'n sekere iets te kry, dan is dit al wat jy gaan kry. Jy moet jou verwagting soveel hoër maak, dat jy soveel meer kan kry uit die Bybel, die liefdesboek van Jesus. Die liefde van Jesus is soveel groter as wat ons ooit kan dink. As jy nou in Handelinge
1 vers 12 tot 13 gaan lees, dan sien jy, hulle het in dieselfde vertrek by mekaar gekom as voor die kruisiging. Dis nou omtrent 50 dae later. Maar hierdie keer was almal eenvormig en daar was ook vroue saam gewees. En Jesus het die nagmaal met hulle gehad. Jy sien, die kruis verander alles. En die kruis is nie net vir netjiese, substansiële mense nie. Dis vir losers, dis vir armes, dis vir ongeliefdes. Dit is vir mense wat nie regverdig behandel is, deur ons mense wat ons self regverdig noem. Lukas se idee was om hierdie storie van Jesus nie net te vertel vir sy mense nie. Hy wou dit vertel het na ander nasies, ander dorpe, ander lande toe. Hy wou dit tot aan die einde van die wêreld geneem het. Want God se liefde is ontsettend omvattend. Hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. God sal jou nooit verlaat nie.